Advokaat Hendrik van Staten. Advokaat Hendrik van Staten praat vanmôre in sy praatjie lig op die reg met ons oor die verantwoordelikheid van die munisipaliteit. Elkeen van ons bly binne 'n gebied wat deur een of ander munisipaliteit beheers, of moet ek sê eerder bedien moet word. So, wat is die munisipaliteit se verantwoordelikheid? Goeiemôre Hendrik, en baie dankie dat jy bereid is om so aktuele saak met ons te bespreek. Die vraag is, wat moet 'n munisipaliteit doen? En almal van ons val binne 'n munisipaliteit. Want anders in die ou dae, toe jy jou eie distriksrade gehad het op die plase, val selfs boere nou binne munisipale gebiede. In Suid-Afrika het plaaslike munisipaliteite 'n wetlike plig om sekere dienste aan inwoners te lewe. En dit is dienste wat inwoners kan verwag. Kry mense ongelukkig ook baie keer gefaalde munisipaliteite. Munisipaliteite wat nie meer effektief funksioneer nie. Dan kry jy van hulle wat optimaal funksioneer en dan kry jy ander wat daarom nog aan die gang is. Dit voel vir ons eintlik asof munisipaliteite net doen wat en soos hulle wil, en dat daar min kom daarvan dat hulle aangespreek of vermaan word van beide grondvlak, maar ook van owerheidsvlak af. Ja, dit is ongelukkig veral in die Vrystaat, Noordwes, die Ou Transvaal en baie gedeeltes van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap is dit ongelukkig die norm, waar al die klein dorpies uitmekaar uitval en vir alles daar so nou 4 dorpe in 'n munisipaliteit is, dan word baie keer die hulpbronne gekonsentreer in die dorp waar miskien die burgemeester vandaan kom, sodat hy sy volgelinge kan gelukkig hou. En op die einde van die dag kom dienslewering heel laaste, want die doel is nie meer dienslewering, dit is soms selfverryking en ook om sekere agendas na te jaag, as mense dit so kan noem. Water, elektrisiteit, woning in die dorp. Wel, as 'n mens kyk, is dit nie net water en sanitasie nie, maar is ook elektrisiteitsverskaffing, want ons vergeet baie keer dat binne in die munisipaliteit self, al in dorpe, kry mense hulle krag van die munisipaliteit af, en nie soos baie van die boere noodwendig van Eskom af direk koop nie. Dan 'n ander een wat belangrik is vullisverwydering, wat ook nou nie noodwendig altyd plaasvind nie, maar ook paaie en straatbeligting. Dan ook stadsbeplanning en boubeheer, en dan gemeenskapsdienste soos parke en biblioteke. Dit beteken basies dat jou munisipaliteit is verantwoordelik vir die dinge wat 'n invloed het op jou daaglikse lewe. Soos as jy jou kraan oopdraai, verwag jy die kraanwater skoon en veilig sal wees. As jou straatligte nie werk nie, dat die munisipaliteit 'n verantwoordelikheid het om dit te kom regmaak. So, as al byvoorbeeld vir 3 weke geen vullisverwydering in die area is nie net 'n frustrasie nie, maar is 'n versuim van dienslewering. Nou, ongelukkig het ons dit nou al baie keer, het mense dit al begin gelate aanvaar, dat in sekere dorpe en in sekere areas van die land, dit maar seker die norm is, want daar word nie iemand verantwoordelik gehou vir daardie uitdagings nie. En selfs verslaggate in die pad. Nou in Pretoria sien ek ook al hoe meer dat waar daar so probleme is, want die sperstrepe word nie meer geverf nie, en as 'n mens ry, kan 'n mens soms nie eers sien waar is die verskeie bane se strepe nie. En dit kan daartoe aanleiding gee dat persone hulle misgis, en dan eintlik in baie lelike ongelukke betrokke kan wees. 'n Ander saak wat ons nog nie eens oor gepraat het nie, Hendrik, is die van verkeer. Verskillende aspekte daarvan. Is die munisipaliteit verantwoordelik en kan hulle verantwoordelik gehou word vir gevolge, nadelige gevolge van swak onderhoud? So ja, dit is ook die verantwoordelikheid van die munisipaliteit om munisipale paaie te onderhou. So ek weet nie, die van ons luisteraars wat al opgemerk het, daar's 'n paaie wat 'n M-nommer het, en dan is daar paaie wat straatname het, en dit is gewoonlik munisipale paaie. Terwyl paaie wat 'n R-nommer het, is dan jou provinsiale of streekspaaie, en dan paaie soos ons ken soos die N1 en N2 is jou nasionale paaie. Nou elkeen het 'n verskillende kleur van die regering wat verantwoordelik is vir die onderhoud van daai verskillende paaie. Maar wat is jou regte as 'n inwoner?
Nou, as 'n inwoner het jy reg op basiese dienste, het 'n reg op billike en gelyke behandeling, het 'n reg tot toegang tot inligting, het 'n reg tot deelname in munisipale besluite en om klagtes in te dien en terugvoer te kry. Nou, baie mense weet nie meer dat hulle die reg het om vrae te vra en antwoorde te eis nie, want baie mense wat ek praat, voel hulle sal so magteloos en dat hulle gaan nie meer 'n impak kan maak nie. Maar, anders as wat jy by 'n winkel instap en jy 'n item koop, 'n verbruiksitem, is jy nie 'n verbruiker as dit kom by die munisipaliteit nie. Jy is 'n burger met regte wat verskans word in die grondwet. Nou, 'n goeie praktiese voorbeeld hiervan is byvoorbeeld jou waterrekening. Nou, ek het dit al telke maande gesien, dat skielik verdubbel jou waternet oornag. En dit is nie asof al meer mense in die huis is nie. Jy het seker gemaak, daar's nie pype aan jou kant wat lek, of enige iets wat 'n kraan wat oop was nie. Maar wat doen jy nou? Want jy het 'n reg om te vra vir 'n volledige uiteensetting, jy het 'n reg om 'n rekening te betwis, en regstelling te eis indien daar 'n fout is. Maar, nou sal 'n mens my vra, wat as ek nooit 'n rekening kry nie? In sekere dorpe het dit nou al so geword dat die munisipaliteit lees nie eers meer die meters nie. Dan word dit 'n raai ripa storie, dan weet die mense wat jy eintlik moet betaal nie. Nou, die wet is ook baie duidelik, na aanleiding van sekere munisipaliteite wat net aangehou het om skattings te doen, was dit toe nou hofuitspraak gewees en is nou ook wet, dat elke 3 maande is jy geregtig daarop om darm 'n rekening te kry waarvan die lesings geneem is van die meters. Dit wil sê jou elektrisiteit, maar ook jou water, dat dit nie 'n skatting is nie. Want baie keer kry mense skatting en dan is dit baie keer onrealisties. Of soos wat ek al een keer gehad het met 'n kliënt wat op die plotte bly en hulle het in Tshwane besluit hulle lê nou water aan na die plotte toe. En 'n maand nadat dit gelê is, toe kry die mense wat die plot het 'n rekening en hulle val amper op hulle rug. Want die rekening is dan oor die R150.000. Maar hulle water is dan nie aangesluit nie, want hulle kry hulle water van die boorgat. Toe het die persoon wat die meters lees gegaan en die reeksnommer gelees van die watermeter en dit ingevul, want sy het nie enige ander meer nommers gesien behalwe 0000 nie. So ja, dis dit ook maar belangrik is dat 'n mens iemand aanstel wat dan weet wat hulle doen, want anders kan dit 'n mens baie boos maak en kan dit lei tot baie uitdagings. Luister binnekort verder na advokaat Hendrik van Staten. Bring om die Here, hy soms koning ons skepper, ons Vader en Here. Kom almal saam, heilig en groot is sy naam, Here aan u ons Here. Is die Here wat heers oor die aarde en hemel. Dan kom verliefde genade, vir daaglikse vrede. Hy gee ons krag om te leef deur elke dag. Ons bid en sing tot sy hier op aarde. Die liefde roep ons om te sien na al ons naaste.
Wat sê jy van die rekenings? Is die munisipaliteit nie rekenings lewer nie, of ongereeld rekenings lewer? Wie is verantwoordelik? Of is die verbruiker nog steeds verantwoordelik om self uit te vind? Moet die munisipaliteit 'n rekening lewer daarom om te kan identifiseer wat jou verpligting is? Wel, die munisipaliteit het nog steeds 'n verantwoordelikheid om my rekening te lewer. En ek het so tydjie terug 'n geval gehad waar daar baie boere is, oor 100 entiteite, waar hulle van 2009 af toe grondbelasting ingestel is, geen rekeninge ontvang het nie. En skielik 2023 kry hulle munisipale grondbelastingrekeninge teruggedateer tot 2009. So mense moet verstaan hoe boos was daai ouens. En om dit boonop te kroon, het die erfbelasting skielik met so tussen 100 en 300% opgeskiet in 1 jaar. Nou, in so 'n geval verklaar mens gewoonlik 'n dispuut, want 'n munisipaliteit, as hulle dan ewe skielik vir jou so hemelhoë rekening stuur, is hulle nie geregtig om eerstens rente te hef vir die periode wat jy nie jou rekening ontvang het nie. Tweedens, kom dit neer op swak administrasie. En derdens, was daar al dan ook gewees dat grondbelasting is nou wel 30 jaar voor dit verjaar, omdat dit 'n aangeleentheid is met die staat. Maar as dit kom by sekere ander dienste, dan is verjaring van 3 jaar wel van toepassing. Nou, as 'n mens nie 'n rekening kry nie, is dit altyd goed om te vra vir 'n rekening, al wil 'n mens nie. En die stadsraad wat gewoonlik vir jou rekeninge stuur, is dan 'n teken dat hulle nog soort van funksioneer. Maar die groot uitdaging kom is, as jy jou grond verkoop, moet jy uitklaarsyfers kry. En wat gaan jy doen as daai uitklaarsyfers meer is as die waarde van die eiendom? Plus, as hulle vra dat jy moet eers daai agterstallige bedrag betaal voor jy jou huis kan verkoop. So op die einde van die dag is dit 'n bose kringloop. En daai kringloop kan net gebreek word as mense betrokke raak by wat in hulle plaaslike munisipaliteit aangaan. Soos om by burgerlike organisasies aan te sluit wat druk uitoefen op die munisipaliteit. Nou ja, ek weet seker in munisipaliteite is dit maar moeilik, en in ander munisipaliteite is daar 'n prokureur en 'n advokaat wat betrokke is by plaaslike belastingbetalervereniging of by inwonervereniging. En in sulke gevalle kan 'n mens dan die munisipaliteit hof toe neem en die persone dwing om hulle werk te doen. Maar as hulle nie hulle werk doen nie, is daar dan nog ook ander opsies wat daar bestaan. En dit is dat die munisipaliteit onder administrasie geplaas word. Nou, net so 'n bietjie te praat van administrasie, wat baie mense vergeet is dat wanneer 'n munisipaliteit onder administrasie geplaas word, kry die raadslede glad nie meer 'n salaris nie. En dit is die gouste wat raadslede dan skielik begin vingertrek om iets gedoen te kry, want raadslede is baie lief vir geld en hulle wil nie sonder hulle geld wat hulle elke maand of salaris wat hulle verdien wees nie. En ja, ongelukkig is dit so dat baie raadslede baie net agteroor sit en niks doen nie, maar net so kry hardwerkende raadslede. En dit is hoekom plaaslike verkiesings eintlik baie belangrik is, dat 'n mens seker maak die persoon waarvoor jy stem is die beste persoon om te verseker dat dienslewering plaasvind. Ek het al gesien in sommige wyke waar iemand verkies word, dat die persoon het nie eers matriek nie, net basies standaard 8. En dan word van daai persoon verwag om te stem oor begrotings wat 'n paar 100 miljoen rand sterk is. Die persoon het eenvoudig nie die verwysingsraamwerk, agtergrond of kwalifikasie om te weet wat om hom of haar aangaan nie. En dit is gewoonlik dan wanneer dienslewering in duie stort, want die geld sal mos nooit opraak nie. Daar sal altyd mos weer geld wees. So ek kan vir my vriend 'n tender toestaan, of ek kan mos seker maak ons kan liewers bosparade hou en dierhotelle gaan bly as munisipaliteit, in plaas van om pype te vervang wat foos is. Ja, ons het nou geluister na 'n klomp aspekte van verantwoordelikhede van die munisipaliteit, van verkeer en ontspanning en water en ligte ensovoort. Maar in die stadium lyk dit vir my eintlik asof dit sodanig gaan dat dit sal beter wees om hande te vat en nie net een kant te gaan staan en beskuldigings terug nie. Wel, dit is hoekom ons daarom in Suid-Afrika nog howe het wat luister, sou dit gebeur. Want die munisipaliteit moet kan bewys hoe hulle by daai berekeninge uitkom.
Hulle moet kan bewys dat hulle jou probeer opspoor het om die rekening aan jou te lewer. So die hof sal al daai goed in ag neem en sal jy ook net goedsmoeds daai tipe hoë bedrag toestaan vir die munisipaliteit nie. So dis hoekom 'n mens belangrik is dat 'n mens weet wat is jou regte en ook dat 'n mens betrokke raak. En ek wil nou maar baie eerlik wees, vind dit veral onder blanke mans. Het dit al so geword dat 'n mens is so gewoond, jy word as die skuldige party uitgekry. Jy is die persoon wat afgekraak word, want julle was verantwoordelik gewees vir sekere goed wat in die verlede gebeur het. Dat baie van die blanke mans al begin terugstaan het en gesê het, maar ek wil nie meer betrokke wees nie, want ek word sleg gesê. En dit is juist die verkeerde siening. Want as ons nie nou gaan opstaan en begin veranderinge maak, of probeer om veranderinge te maak, gaan dinge net slegter agteruit gaan. Dis hoekom ek ook altyd aanmoedig, dat jonger persone van jou selfe herkoms, dat jy hulle aan die hand vat, en vir hulle toerus met kennis, jy vir hulle blootstel aan wat leierskap is, want vandag se jeug is môre se leiers. En as daar 'n vakuum is, waar leierskap, eienskappe nie oorgedra word of kennis nie, gaan dit wees dat die nageslag in 'n baie swakker posisie is. Luister binnekort verder na advokaat Hendrik van Staten. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar deur sy bloed daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders ewig behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, vergewe, hy bly getrou.
ons begin saamvat. Jy het die reg om te verwag betroubare dienslewering, redelike reaksietye op probleme, deursigtigheid in besluite, maar ook behoorlike finansiële bestuur van die munisipaliteit af. En as dit nie gelewer word nie, begin 'n mens maar altyd om te kla by die munisipaliteit. En as jy hulle bel, volg dit maar op met 'n e-pos dat 'n mens dan altyd 'n bewys het dat jy met wie jy gepraat, wanneer het jy gepraat, wat is gesê, dat hulle nie later kan ontken maar hulle weet niks nie. Dit is ook belangrik dat jy 'n verwysingsnommer kry en dat jy soos ek sê jou klagte skriftelik indien. As dit nie help nie, moet mens die raadslid nader met 'n raadslid te verantwoordelikheid teenoor die inwoners in sy wijk om daar in die beste belang van hulle op te tree. En as dit nie werk nie, maar formele klagtes in te dien of selfs regstappe te neem. Maar dit is baie duur om regstappe te neem en dis hoekom ek mense aanmoedig. Sluit aan by jou plaaslike burgerlike organisasies, raak betrokke want hulle het dan bietjie meer 'n manier om dalk regsaksies teen die munisipaliteit te begin en hulle verantwoordelik te hou om hulle pligte te doen. So, jou munisipaliteit het pligte. Jy het regte, maar jy het ook die mag om op te tree. So 'n mens moenie stil bly as dinge verkeerd is nie. Hoe meer mense hulle regte ken en gebruik, hoe beter werk die stelsel. En daardie ding van ek druk my oë toe soos 'n volstruis in die sand en sien niks verkeerd nie, is 'n mentaliteit wat nie probleme gaan oplos nie. En mens sal verbaas wees as 'n mens oor areas en grense met almal praat, het alle mense dieselfde behoeftes en dieselfde gevoelens. En ook is dit baie keer dat omdat daar nie tussen gemeenskappe gepraat word nie, dat daar baie keer wanopvattings is. En dit is hoekom dit ook baie keer gebeur, dat niemand saamwerk, want niemand weet hoe voel die ander kant oor wat aangaan nie, terwyl almal eintlik dieselfde voel, want almal wil dienslewering hê en almal wil toegang hê tot dienste. Maar die probleem is om daai vlotappels te verwyder, wat dienslewering stream en wat toelaat dat persoonlike gewin in die pad staan van dienslewering. Ja, nou het ons gehoor wat sê advokaat Hendrik van Staten oor ons verpligtinge. En kom ons raak betrokke en doen wat ons kan, sodat ons nie net een kant staan en beskuldig, maar laat ons deel is ook van die oplossing van ons. Baie dankie Hendrik, dankie ook vir die manier wat jy vir ons aanmoedig om positief deel te wees van die samelewing. Tot die volgende keer, dan praat ons weer oor lig op die reg. Dit wat advokaat Hendrik van Staten. Dankie Willem en groet aan al ons luisteraars, selfs weer volgende keer.